Goeiedag broers en susters, ek hoop en bid dit gaan met jou baie goed en baie welkom. Dit is Pinkstertyd. Dit is vandag Pinksterdag, 24 Mei 2026, Pinksterdag. Mag die Heilige Gees ook met jou maak en met my maak, aanhoudend, wat hy ook met die vroeë gemeente gedoen het, daar in Jerusalem. Ons altyd bewoon, ons altyd krag gee. Ja, ons tema dan is ook, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Kom ons lees 'n bietjie daaroor, hierdie gebeure in Handelinge, die Handelinge van die Apostels, geskryf deur Lukas, Dr. Lukas, hy was 'n medikus, en ons lees daar by hoofstuk 1, vanaf vers 1, my eerste boek Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen het. Dit is natuurlik die Lukas Evangelie. Van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele aan die manne gegee wat hy as apostels uitgekies het. Hoor hierdie, vers 3, na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy vir hulle gesê, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. En dan staan daar by vers 8, ja, julle sal krag ontvang, nommer 3, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en 4, julle sal my getuies wees, tot in die uithoeke van die wêreld. En direk daarna lees ons in Handelinge 1 vers 9, nadat dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie, die hemelvaart. En dan direk daarna lees ons van die opvolger van Judas, want daar moes 12 apostels wees, en hoe daar debat daaroor was, en hoe Matthias aangewys is as die 12de apostel. En dan kom ons by hoofstuk 2 van Handelinge uit, en dis die uitstorting van die Heilige Gees. Dit gaan so, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal saam op een plek by mekaar, so in die erediens, die gemeente van die Here. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul, waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel, en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en in ander tale begin praat. Dan lees ons van, daar is omtrent 16 verskillende taalgroepe, die dag saam in die erediens in Jerusalem gewees. En dan staan daar, iets snaaks, 'n vraag wat gevra word. Ons hoor dan hoe hulle in hulle eie tale praat, oor die groot dade wat God gedoen het. Ons hoor in ons eie taal, ons eie moedertaal staan daar ook, by vers 8, dat hulle in hulle eie moedertaal gehoor het, van die groot dade van God. En dan, nadat dit verby is, en die vraag word gevra, wat het hier gebeur? Toe staan Petrus op, en hy lewer sy toespraak op Pinksterdag. Lang toespraak, baie aangrypend, en uiteindelik dan lees ons, die wat sy woorde aangeneem het, Handelinge 2 vers 41, is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag met die getal gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels, en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd, en die gebede. En dan lees ons in die einde van daai hoofstuk, die hele volk was hierdie gemeente, hierdie kerk goedgesind, en die Here het elke dag mense wat gered word, by hierdie gemeente gevoeg. Daar is hy, daar is so 'n bietjie 'n voelvlug oorsig oor alles wat gebeur het, wat ons lees hier rondom Pinkster, maar hy 40 dae sedert die opstanding wat Jesus met sy disippels se pad geloop het.
Uiteindelik vir hulle gesê, julle moet wag. Die Heilige Gees kom, en dan sal die volgende met julle gebeur. En dis wat ons dan lees, die uitstorting van die Heilige Gees, en waaroor vandag se erediens gaan. Die gemeente is bymekaar, 9 in die oggend, daar in Jerusalem. Ja, skielik het alles verander. Onthou hoe bang was almal. Onthou in die begin het al die disippels behalwe Johannes agtergebly. Hy is die enigste van die disippels wat by die kruis was, by die kruisiging was. Ja, daar was sy ma Maria, daar was Maria Magdalena, daar was Maria die vrou van Klopas, daar was Salome, en daar was die apostel Johannes, die ander het weggehardloop. Skielik verander alles. Skielik is almal terug, behalwe Judas. Matthias word aangewys as die 12de apostel. Vrees het verander in dapperheid, toe die Heilige Gees, die krag van die Here oor hulle uitgestort is. Hoe nodig het ek en jy dit? Elke dag, aanhoudend. Verwarring het verander in sekerheid. Swakheid het verander in krag. Stomheid het verander in om te preek en te getuig en te vertel. So Christendom, broers en susters, gaan nie net oor geloof nie. Christendom gaan ook daaroor om gevul te wees. Om gevul te wees met nuwe krag, die krag van die Heilige Gees. Ons ware ingeprop te wees, ingeplak te wees by God, die Heilige Gees. Want dan, as jy van hom af krag kry, dan is jy bruikbaar, dan is jy gewillig, dan is jy effektief, dan is jy energiek. Miskien voel jy partykeer tussen Christene, soos byvoorbeeld in die kerk, in die erediens, in die gemeente, voel jy ontuis. Jy voel minder entoesiasties as hulle. Jy voel nie lus nie. Jy voel jou geestelike battery is pap. Jou geloofsvlam brand nie hoog nie. Dat jy miskien voel, moet jy nie maar net nie hier wees nie. Of dat jy begin rondkyk na verskillende ou goedjies wat jy sommer irriteer. Onnodige goed. In plaas van fokus op die woord, kyk jy dalk rond na iemand waarvan jy nie hou nie. Of soek jy verskonings om net nie weer te kom nie. Nietighede om jouself te verskoon uit die byeenkoms, uit die vergadering van die wagtendes, die luisterendes na God se woord en na God se Gees. En dan, as jy jouself uitvang dat jy daar is, moet jy dringend bid. Dan moet jy dringend bid. Ontvlam my hart, o Here. Maak my vlambaar vir U. Laat U Gees deur my vloei. Of jy kan die vraag vra, want ek is ontuis hier. Ek sien ek lus om hier te wees nie. Ek voel nie in my plek nie. 'n Klomp goedjies irriteer my vreeslik. Ek soek verskonings om nie te kom nie. Maar hoekom is ek hier? Hoekom het ek hier opgedaag in hierdie byeenkoms? Hoekom is ek hier in Jerusalem? Hoekom is ek hier 9 in die oggend? Hoekom is ek hier in Rustenburg? Waar God se gemeente bymekaar kom. Dit is toch seker nie die werk van die duiwel nie? Dit moet die werk van die Heilige Gees wees. Wat anders? En ook jy vra, maar hoekom? Hoekom vul die Heilige Gees my dan nie ook soos die gemeente in Jerusalem nie? Hoekom verander hy nie my gevoel oor hom skielik nie? Miskien moet ons dalk net so gou-gou bietjie onderbreek hier uit Handelinge uit. En bietjie na 'n ander plek in die Bybel blaai. Openbaring 3 vers 20. Waar ons in Openbaring lees, die eerste paar hoofstukke gaan oor Jesus se boodskappe, sy briewe aan die 7 gemeentes destyds. En een is Laodicea. En dan staan daar by Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur van Laodicea se gemeentelede se harte en ek klop aan die deur. Kyk, ek staan by jou deur en ek klop. Hoor jy? Die Heilige Gees skop nie altyd jou deur mors af nie. Die Here breek nie altyd in nie.
Die Here oorrompel ons nie altyd nie. Die Here klap ons altyd van ons perde af, soos wat hy met die apostel Paulus gemaak het, op pad na Damaskus toe nie. Hy kan as hy wil, maar soms klop hy net. En hy wag, dat ek en jy vir hom die deur sal oopmaak. Want miskien is jy besig met jou eie besigheid, jy is dalk lauwarm, jy het nie nou tyd nie, jy is nie gefokus op dit nie. Kan jy die klop aan jou deur van die Heilige Gees mis? Ja, dit lyk my, jy kan. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, en dan staan daar, die een wat vir my die deur oopmaak, hy of sy sal 'n fees hê, hy of sy sal 'n feesmaal hê, maar jy kan dit mis. Met respek, die Heilige Gees is soos gentleman, klop aan die deur. Hy wag partykeer, en teenoor moet ek en jy wag, en uitsien, en bid, en vra, en smag met die Heilige Gees. Partykeer staan hy buitekant ons hartskamer deure, en hy klop, en hy wag, dat ons die deur van hom sal oopmaak, dat hy kan inkom, dat daar 'n fees kan wees. Ons durf dit nie mis nie. Ja, in Handelinge staan daar 3 belangrike wenke. Wag. Ons moet wag. Ons moet bid. Ons moet vra vir die krag van die Heilige Gees. Ons moet van ons kant af beskikbaar wees. Want God vul harte en hy vul huise en hy vul gemeentes wat vir hom opstaan. En wat vir hom die deur oopmaak. Wie se hartskamerdeure vir hom oopstaan. Wat op hom wag. Wat hom innooi. Wat die Heilige Gees graag wil hê, kom woon in my. Anders wees as wat die gemeente in Laodicea was. Maar as die deur oopmaak, dan wag daar 'n fees, dan is daar verandering, dan kry ek krag. En dan word ek iemand anders, soos Petrus. Hy was nog die ou wat daar in die binneplaas van die paleiswag, het hy, toe die ou meisietjie, die diensmeisie vir hom 3 keer gevra het, hoorie maar jy is mos een van Jesus se disippels, jy is maar ons vriende met hom, en hy het dit 3 keer heftig ontken. Daai bangbroek Petrus verander in 'n vreeslose Petrus. Die twyfelende Petrus word 'n oortuigde Petrus. Die swak Petrus word die sterk rots waarop Christus sy kerk gebou het en steeds bou. Jy en ek kan ook, want ons die krag van die Heilige Gees het, oortuig is en seker is van God se reddingsplan met my. Wat gebeur toe met Petrus? En wat kan met jou en my gebeur? Met Petrus gebeur het dat hy begin preek het. En op daai selfde dag het 3000 mense tot bekering gekom. En uiteindelik het daar hoeveel gemeentes ontstaan? En hoeveel kerkgeboue is gebou? Pinkster, broers en susters, gaan nie net daaroor om die Heilige Gees te ontvang nie. Dit gaan oor veel meer as dit ook. Dit gaan oor om uit te dra en om uit te deel. Deel die blye boodskap. Dien jou naaste. Bid gereeld. Praat met hulle. Dink aan die Here. Skyn jou lig in die donker. Steek ander se geloofsvlam aan. Dit is so nodig in baie mense se lewens. Dink net, as ek en jy met ons kersie loop, en ons steek iemand anders 'n dooie kersie aan. Dit kos jou niks. Dit kos jou niks. Steek jy die vlammetjie aan. Soos wat Petrus en die vroeë kerk, en tot vandag toe die kerk doen, wees jy deel van daai wat met jou hart wat vlamme het vir die Here, wat vlambaar is vir God, wat jou lig aangesteek het, wat jou battery gelaai het, dat jy kan iemand anders se liggie aansteek in 'n moeilike wêreld en omstandighede waarin ons baie keer is, wat ons geloofsvlammetjie so maklik uitblaas.
Dink hoe moeilik was hulle omstandighede daai tyd met die vervolging van Christene. Uiteindelik is daar net Johannes wat nie vermoor is vir sy geloof nie, maar dit het nie saak gemaak nie, want die prys, die ewige lewe versekering, die beloning, die vooruitsigte is so geweldig dat hulle is nie bang nie. Wat het ek nie met te verloor om iemand anders se kersie aan te steek? Dit kos jou niks. Ons kan die plek verander. We can light up the whole world. Jou huwelik, jou gesin, jou familie, jou vriendekring, jou werksplek, jou gemeente, kan baat by jou. Wat onbaatsigtig, onselfsugtig, die liggies gaan aansteek, die vlammetjies gaan aansteek, daar buite. Mag die Here vir ons op Pinksterdag inspireer, om nie te ontvang die Heilige Gees ontvang nie, maar om dit uit te deel en uit te dra. En ons het die mooiste, belangrikste boodskap, die opgestane Here, wat ons ook met ons ook sal gebeur. Ons sal ook saam met hom opstaan uit die dood. Ons sal ook opvaar saam met hom in die hemel in. Ons deel in hierdie groot fees. Mag ons vir hom oopmaak. En mag ander met wie ons praat ook oopmaak vir hom. Mag dit regtig Pinkster wees in jou lewe, jou huwelikslewe, jou gesinslewe, jou gemeentelewe. Mag die Here vir jou daartoe seën. Ons bid saam. Here, baie dankie vir Pinksterdag. Dankie vir die werk van die Heilige Gees. Ons waardeer dit net dat U ons hierdie krag gee. Ons kom toerus met die Heilige Gees. Ons kom doop met die Heilige Gees. En dat ons vlamme brand. Dat ons geloof brandend is. Dat ons krag het. Dat ons moed het, dat ons lewenslus het, dat ons geloofsvlam hoog brand, dat ons so graag ook ander wil inspireer. Wil hy vir ons gebruik as instrumente daartoe, om ook ander mense te red en te lei as U medewerkers. Ons bid dit in Christus se naam. Amen. Seën vir jou, praat weer, totsiens.